Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees. Ons is dankbaar dat ons die waarheid van sy woord in ons midde mag hê. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie uit die boek Spreuke. Ons val weg daar by vers 23 en ons praat bietjie oor hierdie paar versies tot aan die einde van hoofstuk 12 tot en met vers 28. Miskien sal dit oorstaan na môre toe dat ons van die verse dan ook hanteer, maar kom ons kyk hoe ver vorder ons vandag. Daar staan in vers 23 die volgende: 'n skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. Nou, een van die ander vertalings sê dit vir my so mooi. Daar staan: 'n verstandige mens loop nie te koop met sy kennis nie. Dwaase basyn hulle dwaasheid uit. Vriende, baie keer kry ek so lag as ek hierdie gedeeltes lees en die woord van die Here lees, dan sien ek hoe relevant is God se woord vir ons tyd. Onthou, hierdie boek is al duisende jare terug geskryf en Salomo, die wyse man, het hierdie waarhede neergepen en dit was deel van sy samelewing. Mense wat so opgetree het, mense wat wys was, wat stiller was, maar die dwaase vriende was soos leë blikke. Hulle het lawaai gemaak van die môre tot die aand en in Suid-Afrika en wêreldwyd vind ons nog presies dieselfde. Daarom wil ek vir u sê, as tegnologie verander, beteken dit nie die mens verander nie. Die hart van die mens bly dieselfde eeu in en eeu oud. En hierdie hart van die mense, die Bybel is gevul met sonde en gevul met bedrog en leuns. En daarom het ons 'n verlosser nodig. Sy naam is Jesus Christus. En as hy ons kom red, dan begin hy 'n hernuwingsproses, 'n vernuwingsproses, sê eerder so, in ons lewe om ons te verander om meer te word soos wat hy is. Nou, die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat 'n verstandige mens loop nie te koop met sy kennis nie. 'n skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. En dis eenvoudig om vir ons te sê, iemand wat al 'n pad gestap het in sy lewe, hy kan redelik of relatief jonk wees, hy kan miskien middeljarig of oud wees, maar as iemand wat nie net kennis opgedoen het nie, maar ook hierdie kennis oorgesit het in wysheid. Met ander woorde, hy kan nie vir jou net klomps goeters resiteer en vir jou sê, dit en dit is hoe hierdie stelling werk, en dit is hoe hierdie som werk, en dit is hoe hierdie ding werk nie. Nee, dis iemand wat besef hoe min hy nog weet van daardie area waarin hy gekwalifiseer het, of in daardie tipe van werk wat hy gekwalifiseer het. Hy besef hoe min hy weet, en dit bring by hom 'n nederigheid wat hom stiller maak, dat hy nie altyd die eerste een is wat 'n antwoord gee, die eerste een is wat raad wil gee nie, maar hy laat mense praat wat meer wysheid as hy het, meer insig as hy het, hy leer by hulle, en wanneer die geleentheid hom voordoen, dan sê hy iets uit wysheid, uit hierdie insig wat hy bekom het, en ook sodoende kan mense sien dat hy uit wysheid praat. Hy is nie 'n dwaas wat basies niks weet nie, en dan is hy besig om te praat en te babbel, en hy's altyd die eerste een om antwoord te gee, en by die werksplek wil hy altyd die eerste een wees wat 'n ding sê, of 'n opinie lewer, of 'n klagte indien, maar dat hy nie eens regtig 'n begrip van wat aangaan nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende, dat 'n verstandige mens is iemand wat kennis het, en hy loop nie te koop met hierdie kennis nie, want sy kennis het oorgegaan in wysheid. Daarom is hy verstandig, en daarom kan hy ook so doende God verheerlik. En die gebed van my hart is dat u en ek ook, in watter vakrigting ons ook al gekwalifiseer het, dat ons vir die Here sal vra, gee my wysheid, Here, om by tye stiller te wees, en wanneer dit nodig is te praat, en as ek praat, dat ek met wysheid sal praat, met insig sal praat, met die kennis wat ek opgedoen het sal praat, om u dan ook te verheerlik. Die volgende vers, vriende, sê, die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. Vers 27, skakel in by hierdie vers, hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens. En ek gaan nie veel hieroor sê nie, want ons het al reeds uit Spreuke 6 gepraat oor die luiaard wat na die muur toe moet gaan en wys moet word, en daar is so geweldig baie in die Bybel oor die luiaard teenoor die flikse persoon. En ek moet vir u sê, Salomo het 'n luiaard regtig, vriende, gering geag. As ek nou hierdie ligtelike woorde kan gebruik, want ek dink op 'n stadium het Salomo selfs lui mense gehaat, in die sin van die woord, dat hy geen tyd gehad het vir 'n lui mens nie. Want jy sien, 'n luiaard is iemand wat teer op ander mense, hy het altyd verskonings waarom hy nie 'n ding doen nie, en dan wanneer hy in die moeilikheid kom, moet ander mense help, moet die vlytiges, moet die mense wat hard werk om help, en dan is hy baie keer nog ondankbaar en ontevrede ook daaroor. Ek moet bely, in die jare wat ek in die bediening is, het ek al baie hartseer verhale gehoor, en selfs hierdie goed beleef, dat mense lui is. Hulle wil nie werk nie, hulle wil nie iets doen om 'n inkomste te genereer nie.
en dan kom hulle op die einde van die dag by hierdie gesindheid uit van ander mense skuld hulle en ander mense moet vir hulle gee. Die Bybel sê as ek nie werk nie, kan ek nie eet nie. Die Bybel sê ek moet my eer daarin stel om met my eie hande te werk. Daarom sê die Bybel ook vir ons dat die hand van die vlytige sal heers. Met ander woorde, die vlytige sal altyd iets hê om vir homself in te voorsien. Daar sal altyd iets op sy tafel wees. Hy sal kom ons maar gebruik maar die woorde, in beheer wees van sy lewe, omdat hy nie lui is nie, maar fliks. Hy sal fliks wees, hy sal toegewyd wees, hy sal vlytig wees in sy wandel met die Here, in sy Bybelstudie, in sy gebed, in sy werks prioriteite, in sy huis, in sy lewe, in sy huwelik, want u sien, 'n vlytige mens kan nie sy lewe in kompartemente plaas nie. 'n Mens is of vlytig, hy's of fliks of hy's lui. Hy wil iets doen of hy wil nie iets doen nie. Die Bybel sê, maar traagheid lei tot dwangarbeid. Dikwels is mense wat traag is, mense wat eintlik aan die genade van ander mense oorgelaat is. En dikwels is hulle die mense wat swaar kry, mense wat nie het nie, en mense wat eintlik deur ander mense ook dikwels dan verag word, omdat hulle hierdie gesindheid handhaaf van luiheid en dat hulle nie wil werk nie. Die volgende vers sê, dat bekommernis in die hart van die mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Jy kry mense wat bekommerd is oor alles. Ag vriende, hulle sien altyd die donker deel van 'n situasie. As daar reën val, dan begin hulle al klaar praat oor oorstromings. As die son skyn, begin hulle al klaar praat dat daar genoeg water gaan wees om die mense te gaan voorsien in hierdie warm tyd nie. Alles is vir hulle negatief. Hulle is bekommerd oor alles. As hulle hoor van goed wat gebeur in die wêreld, is hulle dadelik in hierdie swartgalligheid gedompel en is hulle depressief, is hulle negatief, praat hulle negatief, doen hulle negatief. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat bekommernis druk 'n mens neer. Niemand van ons kan deur bekommernis die dag van môre verander of gister se teleurstelling dan regstel nie. Die Bybel is baie duidelik, ons het eendag, Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, môre sal oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Daarom is bekommernis iets wat nie tuis hoort by 'n kind van die Here nie. Die Here sê eerder vir ons, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal julle. En dis die volgende gedeelte wat sê, 'n vriendelike woord vrolik dit op. Dis beter, vriende, om die vriendelikheid van die Here Jesus te openbaar. Filippense 4 sê vir ons baie duidelik, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Kinders van die Here bekommer hulle nie heeldag nie. Waarom? Omdat hulle weet God is in beheer. Hy is die soewereine, alleenwyse God wat in beheer is en alles sal beskik en bepaal volgens sy wil. Alles gaan op die einde van die dag ten goeie meewerk. Daarom het u en ek nie nodig om ons te bekommer oor die dag van môre, oor ons sterfdag, gaan daar genoeg nagelaat word vir ons mense, oor my kinders, oor hulle werk, oor dit, oor dat nie. Nee, wat ons moet doen, die Bybel sê, laat alles deur gebed en smeking met danksegging aan die Here bekend word en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Gaan lees die boek Filippense en besonder die 4de hoofstuk en u sal al hierdie groot waarhede raak sien. Daarom wil ek by u pleit dat u nie heeltyd sal bekommer en sal kwel en dan negatief sal raak en depressief sal raak en swartgallig sal raak oor alles wat aangaan nie. Want dit gaan jou hart te neergedruk maak, dit gaan jou moedeloos maak. Aan die ander kant pleit ek by u, lees die woord, skep moed, God is in beheer en laat jou vriendelikheid aan ander mense bekend word. Dan sê die Bybel vir ons baie duidelik in vers 28, op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting van die pad is onsterflikheid. En ek wil afsluit met hierdie woorde, vriende. Dit is so pragtig as die Bybel vir ons sê, op die pad van geregtigheid is lewe. Met ander woorde, die pad saam met die Here, 'n pad van waarheid, 'n pad van heiligheid, 'n pad van toewyding aan die Here, is 'n pad wat sinvol is. Dis doelgerig. Dit is in 'n rigting op pad. Dis 'n lewe wat ek leef, wat nie vermors is nie, maar 'n lewe wat eendag beloon sal word. Want die Bybel sê, die rigting van die pad is onsterflikheid. Die rigting van hierdie pad van die regverdiges is 'n lewe vir ewig saam met die Here Jesus. En luister, die hiernamaals, vriende, is nie wensdenkery nie. Dis nie 'n storie wat ons opgemaak het en probeer om mense uit die moeilike omstandighede beter te laat voel, dat daar 'n hoop is vir hulle, dat hulle tog eendag by 'n beter plek sal wees nie. Nee, die Bybel is baie duidelik, dat sekere mense na hierdie lewe slegter sal afwees, omdat hulle God se oordeel sal beleef.
maar op die pad van geregtigheid, die pad van hulle wat die regte doen, wat weergebore is, wat lewe volgens die standaarde van God se woord. Hulle is in die rigting van die hemel, waar ons onsterflikheid sal besit, waar ons vir ewig sonder sonde, smart, hartseer en pyn sal wees, waar ons vir ewig in die teenwoordigheid van die Here sal wees. Daarom pleit ek by u, dat u seker sal maak, u is op hierdie pad, dat u die pad met die Here sal bewandel, en hom sal verheerlik in alles. Mag die Here u seën, ons sal later aangaan by Spreuke die 13de hoofstuk, en sien wat die Here vir ons daaruit wil leer. Groete, seën vir u, mooi dag verder te gaan.